welkom vanaand ook in die huis van die Here, waar ons ook hierdie week ons week van gebed het. Is dit my hoop en my gebed dat U dit ook 'n geestelike en 'n geesvervulde geleentheid, 'n geesvervulde week sal wees. Vanaand wil ek vir ons begin met die woorde waarmee ons Sondag ook vir mekaar gesê het oor wie God is. Ek wil vir ons begin met die woorde: ons is veranderlik, maar Hy is onveranderlik. Ons is sienlik, maar Hy is onsienlik. Ons is sterflik, maar God is onsterflik. Ons is begryplik, maar Hy is onbegryplik. Ons is eindig, maar Hy is oneindig. Ons is tydelik, maar Hy is ewig. Ons is magtig, maar God is almagtig. Ons is teenwoordig, maar God is alomteenwoordig. Ons is wys, maar Hy is alwys. Ons weet, maar Hy is alwetend. Ons werk, maar Hy is werksaam. Ons het 'n begin, maar Hy is die een wat alles begin het. Ons sien oral beweging, maar Hy het alle beweging begin. Ons bestaan, maar Hy het ons bestaan veroorsaak. Hierdie God wat ons dien, kom groet U vanaand en sy genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanaand 'n paar lofliedere saam sing, en ons gaan begin met lied 212. U kan sommer so sit en saam sing, waar ons sê: loof die Here, Hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Vers 1 2 keer saam sing. Hy het nie 'n vreemd, baie moeilike wysie nie, so kom ons leer hom lekker vinnig saam.
lied, lied 442, ons intreelied waar ons dan ook sê, Gees van God wat in my woon, kom breek die woord wat ons vanaand saam gaan lees. Ons gaan vers 1 en 2 albei saam sing as 'n intreelied. Wysie sou nie gewerk het nie, julle kon maar probeer. Ekskuus dan. Raak stil, dan bid ons saam. Vader, wat meer kan ons vanaand sê as loof die Heer want hy is goed. Die sê in Psalm 136:37 aan die liefde is daar geen einde nie. Vader, en ons glo dit, ons vertrou dit as ons vanaand hier by mekaar is. Maar Vader, as ons hier by mekaar is, dan kom ons ook op meer te leer. Om meer te hoor en Vader, veral om te bid vir dit wat om ons gebeur, vir ons lewens, vir die mense om ons se lewens. Dankie vir die voorreg wat ons het om so by mekaar te wees. Dankie dat ons hier kan sit sonder om bang te wees, sonder om ons Bybels weg te steek, sonder om te wonder, maar gaan ons lewendig hier uitkom. Vader, dankie dat ons hier kan sit en werklik net kan sê, maar Gees van God, vul ons meer en meer. Vul ons soos U van ons vra. As ons vanaand hier by mekaar is, dan vra ons dat U ons hierdie tyd wat ons saam is sal stil maak. Gee dat ons U stem bo alles sal hoor, en Vader, dat ons sal weet, ons is in U heilige teenwoordigheid. Die God wat hemel en aarde geskep het. Vader, spreek U nou, want die kinders luister. Amen. Vanaand kyk ons verder met ons tema waarmee ons besig is, waar ons kyk na God. Wie is God? Maar vanaand draai ons dit om. En ons begin gaan hierdie week kyk, maar wat is die vraag wat God aan ons vra? En daarom as ons vanaand begin, wat is 'n beter plek om te begin as by Genesis 4? Genesis 4 waar God, nie die eerste vraag nie, van die eerste vraag in die Bybel vir sy kinders, vir gelowiges, kom vra het. So kom ons lees vanaand saam. Genesis 4 van vers 1 af staan daar die volgende. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer van Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring.
Abel het dit ook gedoen. Van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed gedoen het nie, die sonde wag jou in daar buite. En hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees en wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan, hy het gaan woon in Nod, oos van Eden. Ons lees net tot daar vanaand. 'n gedeelte in Genesis wat ons nie meer onbekend is nie. Maar wat weet ons nou eintlik van Kain en Abel? Hulle geboortes, as ons vinnig daarna kyk, Kain se geboorte is 'n geleentheid van opgewondenheid. 'n Ma wat roep oor 'n nuwe baba wat kom, uitroep. 'n duidelike opgewondenheid oor 'n seun wat daar is. Oor 'n geboorte wat geskenk is. Die status en die klem wat op Kain se geboorte gesit is, sien ons ook in die manier wat hierdie verhaal vertel word. Kain se geboorte is 'n merkwaardige gebeurtenis. Die manier waarop dit vertel word, as ons gaan kyk na die woorde wat hulle gebruik met Kain se geboorte, is dit dieselfde woorde as wat gebruik word met die skepingsverhaal. Die skepping van die mens wat hierso gevier word. Kain, wat gebore word met God se hulp, word duidelik bewus gemaak van dat hy is geskep deur God, die skepper van Kain. Kain se geboorte was dis nie net nog 'n gebeurte nie, maar dit was Adam en Eva se trots, hulle opgewondenheid. Abel se geboorte aan die ander kant, ek dink nie eers Abel se geboorte bevat 'n hele sin in hierdie gedeelte nie. Dis 'n gebeurtenis wat net oorgedra word sonder, wat net genoem word, sonder enige flair, sonder enige extras. Hy is net daar. As ons gaan kyk na hulle name, sien ons weer eens Kain se naam wat iets van hierdie trots, hierdie status oorgee van wat hulle gevoel het. Kain wat verband hou met 'n spies wat stelling inneem, wat vinnig getrek word. Iets met mag, iets met wat mag het, wat groot is. Terwyl Abel se naam verband hou met die woord nietigheid, nutteloosheid. Kain as eersgebore het dus meer aansien by sy ouers gekry, soos dit met eerste seuns gebeur het, terwyl Abel net daar was. Ons sien hulle beroepe, 2 van die oudste beroepe waarvan ons lees, waarvan ons weet, hulle beroepe verskil. Een is saaiboer, een 'n veeboer, maar tog is dit niks invloed op die status wat daar is tussen hulle. Hulle het net doeteenvoudig 2 verskillende belangstellings gehad. En dit is wat hulle uitleef. Die feit dat hulle offers bring, albei broers van hulle, wys ook dat hulle gelowig is, dat hulle godsdienstig is. Hulle albei gaan en hulle vat die beste wat hulle het, 'n deel van dit wat hulle gekry het, na God toe terug. Dit gaan in hierdie verhaal nie oor wie gelowig en ongelowig is nie, maar oor gelowiges tussen mekaar. Mense wat saam die Here aanbid, wat saam gedien het. 2 broers uit dieselfde huis uit, wat dieselfde opvoeding het. Elkeen op sy eie manier wat God gedien het. Wat na God toe gegaan het, na sy altaar toe. Nie een van die maniere wat hulle dit gedoen het, was onaanvaarbaar nie. Hulle albei het werklik gegaan om te dien. Die offers wat hulle gegee het, is ook nie die een minderwaardig by die ander een nie.
Waaroor dit werklik gegaan het met hierdie offers, hoekom een aangeneem is en die ander een nie, is oor die hart van die persoon wat die offer gebring het. As Kain se offer nie aanvaar word nie, lees ons dat hy ontsteld was. Dat hy kwaad was. 'n kwaad wat God hom teen gewaarsku het in vers 7, wat hy gesê het, maar moenie laat hierdie kwaad jou oorweldig nie, want as jy goed gedoen het, dan weet jy dit mos. 'n kwaad wat hom oorweldig en maak dat hy sy broer doodmaak. Vers 7 se waarskuwing is eintlik 'n hele gedeelte op sy eie. God gee hier vir Kain duidelik die waarskuwing om te besluit, wat gaan oor jou heers, Kain? Wat gaan oorneem? Wat gaan die heerskappy oor jou lewe vier? As hy goed gedoen het, moet hy mos bly wees daaroor. Blydskap oor wat hy gedoen het en vrede hê. As hy nie genoeg goed gedoen het nie, dan wag die sonde om hom te kry, om hom te oorrompel. God kom sê vir hom duidelik hierso, maar hy moet ook versigtig wees dat die sonde nie oor hom heers nie. Hy moet oor sy hart waak en slegte dinge daar uithou. 'n waarskuwing wat God eintlik vir hom wil sê, maar wees versigtig hoe jy optree. As ons dan by die daad kom van Kain waar hy vir Abel oorweldig en hom doodmaak, dan sien ons as God daarna toe kom weer iets van Genesis 1 se verhaal. Snaaks ons altyd teruggaan na daai eerste vraag toe. God wat vra, waar is jy? God wat na Kain toe gaan en so vir hom kom vra, maar waar is jou broer, Abel? Nou as ons hierdie gedeelte lees, en dit tref my vanaand weer opnuut, hoe baie van ons sou nie dieselfde as Kain geantwoord het nie? Moet ek regtig nog steeds na my broer kyk? Maar Abel, wat as die onbelangrike een in die familie was, Abel wat as nietig beskou is, nutteloos. Abel is belangrik vir God. Abel wat net aangegaan het om saam met God te leef, is belangrik. Daardie stil seun wat aangaan terwyl sy gesin aandag gee aan die ander seun, hy's nie nutteloos nie, hy's nie nietig nie. Hy het waarde vir God. Met hierdie vraag wat God na Kain toe kom bring hy 'n nuwe besef. 'n besef dat Kain 'n verantwoordelikheid het teenoor sy broer. Dat hy nie sonder barmhartigheid en omgee moet wees vir sy broer nie. In plaas van hom kwaad en seer gemaak te voel en dit op sy broer uit te haal, moes hierdie 'n geleentheid gewees het waar hy sy eie hart, sy eie bedoelings moes ondersoek. Want God verwag van sy kinders om te sien na ander, om na hulle te nader, ook hulle familie, hulle vriende, hulle broers, hulle susters. In hierdie gedeelte sien ons ook meer as net die verantwoordelikheid teenoor ander, maar ons sien ook iets van God, van hoe hy is. Ons sien in hierdie gedeelte hoe God omgee vir almal. Hoe hy met een vraag duidelik kom maak dat die swart skaap in die familie belangrik is. Dat hy die een wat uitgeskuif voel, alleen voel, nutteloos voel, God het agting vir daai persoon. God gee om. Ons sê hierdie ding en dalk is dit nie 'n nuwe ding om te sê nie, maar hoeveel keer meer moet ons dit sê as om te sê, maar elkeen van ons is vir God belangrik. Selfs al lyk ons nie belangrik nie, al voel ons nie belangrik nie. God vergeet ons nie. Hy gee om. Ons lees dit in verskeie plekke in die Bybel, dat God ook sê, sy kinders moet hierdie omgee hart, hierdie hart van barmhartigheid hê. Kom ons kyk na 'n paar gedeeltes. Markus 12, vers 28 tot 31 staan daar. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Twee reëls van wat God van ons verwag, wat hier saamgevat word. Eerstens, wees lief vir God alleen, dien hom alleen. Gee om vir God. Maak 'n prioriteit van God. Tweedens, wees lief vir ander, soos jy vir jouself lief is.
God is so ernstig oor ons liefde, ons omgee vir ander, dat hy dit een van die 2 belangrikste reëls in die Bybel maak. Dit is hoe ernstig dit vir hom is. 1 Johannes 2 sien ons dit ook. 1 Johannes 2 van vers 8 af. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Liefde is dit wat wys dat ons in God se lig en sy voorskrifte leef. Haat vir ons broers, vir ons susters, vir ons naastes, is dit wat wys ons leef nie ten volle in God se teenwoordigheid nie. Liefde is daai eienskap, daai kenmerk wat ons met God verbind. Ek wil amper dit so eenvoudig stel soos liefde, daai omgee, is die tattoo wat wys ons is deel van God se groep. Ons is deel van sy span. Ons is daar. 1 Johannes 3 van vers 11 af praat ook daaroor. Hy sê, dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer se reg. Broers, moenie verwaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Die nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liefde word gesien, omgee, barmhartigheid word gesien in die manier wat ons optree, ons meegevoel vir ander. Dis nie net iets wat gesê word nie, maar dis iets wat geleef moet word, wat duidelik moet wees in ons lewe. Omgee wat moet duidelik wees. 1 Johannes 4 vers 19, ons laaste teksgedeelte. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Om lief te hê, al is dit iemand wat dit nie verdien nie, dalk in die samelewing se oë, iemand wat dit nie verdien nie, beteken ons deel 'n liefde wat God vir ons deel. Dit beteken ons deel 'n liefde waar ons sê, maar God het ons eerste lief gehad, voordat ons al hierdie nonsens gaan aanjaag het in ons lewe. Dis 'n liefde wat ons kry uit genade, nie uit verdienste nie. Dis 'n liefde soos Christus aan ons gegee het. As ons kyk na die vraag wat God vir Kain gevra het, waar is jou broer Abel? Dan kom die vraag, wat beteken dit vandag vir ons? Wat beteken dit vir ons waar ons hier sit? God verwag van ons, van sy kinders, om lief te wees vir die mense om ons. Selfs die wat nie altyd raak gesien word nie, selfs die wat vergeet word. Hierdie mense moet met liefde, met barmhartigheid, met respek, met menswaardigheid behandel word. Ook ons eie familie. Het is maklik om te gee vir die een met wie jy in aanraking kom, is baie keer moeilik om huis toe te gaan en lief te wees vir die een wat saam met jou in die huis is. Maar om ook daar om te gee, al voel jy hulle verdien dit nie. Mattheus 25 vers 40 sê Jesus self, dat ons aan ander moet doen wat ons verwag hulle van ons moet doen. Dat ons dit wat ons aan ander doen, ook aan God doen. So die gesindheid waarmee ons ander hanteer, is net sowel die gesindheid waarmee ons God hanteer. Kom ons dink vir 'n oomblik oor daai stelling. Gaan gou deur jou dag. Hoe het jy vandag hanteer wat nie goed was nie? Of het jy geskree? Vir wie was jy kwaad? Vir wie was jy gefrustreerd? Wie wou jou eintlik sulke lang, mooi gevleelde woorde gesê het? Dit kon God gewees het.
Dit sit ons voor die vraag, hoe hanteer ons vir Jesus? Sal ek en jy aan Jesus doen wat ons aan ander doen, wat ons vandag aan hulle gedoen het? Sal ek en jy op Jesus gil as hy en skree as hy met die taxi voor ons indraai? Interessant, 'n liefdevolle optrede teenoor ander praat nie daarvan dat hulle eers liefdevol teenoor ons moet wees nie. 'n liefdevolle gesindheid teenoor ander is daar ten spyte van die haat wat daar is teenoor ons. Ten spyte van lelike optredes wat daar is teenoor ons. As Jesus aan die kruis nog liefdevol kan omgee vir ander, kan ons ten minste probeer om liefdevol te wees teenoor mekaar, teenoor iemand wat lelik is met jou, wat te vinnig met jou praat, wat 'n fout gemaak het nie. As kinders van God moet ons steeds in liefde leef in alle omstandighede. Ook in omstandighede wat moeilik is. Omstandighede waar mense ons seermaak. Hierdie vraag kom plaas ons voor 'n herbesinning, 'n heroorweging. En dit is, hoe lyk ons verhoudinge met die mense om ons? Alle mense om ons. Hoe lyk die verhouding met jou huismense, jou man, jou vrou, jou kinders? Broer, jou suster? Hoe lyk jou verhouding met jou vriende? Hoe lyk jou verhouding met jou geloofsbroers en susters? Dis wat ons vanaand hier is, geloofsbroers en susters. Raak ons kwaad vir mekaar, ja ons doen. Raak ons weer lief vir mekaar, julle is veronderstel. Hoe lyk ons verhouding met die mense wat ons raakloop in die straat? Wys ons daar waar ons kom, in die verhoudinge waar ons is, die liefde wat Jesus aan ons bewys. Jesus kom staan eerlik voor ons vanaand en hy kom vra, maar waar is jou broer en jou suster? Wat moet ons eerlik hierop antwoord? Weet ons waar ons broer en ons suster is? Kom ons verantwoordelikheid na, volgens God se riglyne. Niemand is perfek nie, almal maak foute. Ons het ook die verantwoordelikheid aanvaar, dat as iemand teenoor ons verkeerd optree, om nog steeds om te gee. Soms is die grootste uitdaging, om in onsself vrede te kry, as iemand anders nie saam met ons stem nie. Om in onsself rustigheid te kry, en op God te fokus, eerder as op die mense om ons, as ons seer het. Soms is die grootste uitdaging om werklik te sê, keer op keer, ek vergewe jou. Want dis wat God van my vra. Ons is nie hier om te leer wat mense sê nie, ons is hier om te leer wat God sê. God sê ons vergewe 70x7 keer. So as God vir jou vra, waar is jou broer en jou suster, het ons 'n verskoning om nie te kan sê nie, om nie om te gee nie. Kom ons raak 'n oomblik prakties. Nou moet julle met my wees. Dis die vraagie deel in die gesprek. Hoe ervaar jy dat mense omgee? Sê gou vir my, jou persoonlik, hoe ervaar jy dat mense omgee om jou? Hulle stel belang in jou, opreg belang. Goed, wat nog? Oom George. Lief vir almal hierso. Daar's hy. Goed. Nog, hoe voel julle die mense om julle gee vir julle om? Dis nie so moeilik nie julle moet nog wakker wees vir die een. Moet harder skree. Skree harder. Ondersteuning. As iemand vir ondersteuning bied. Goed, wat nog? Gebed. As iemand vir jou bid. Vriendelikheid. Daar's hy. As iemand opvaardig is, as hy jou help met iets. Goed. Elkeen van ons ervaar hoe mense omgee anders. Vir party gaan dit beteken jy moet hulle help met iets, vir party gaan dit beteken jy moet hulle uitlos. Vir party gaan dit beteken om opreg belang te stel. Te gaan sit en gesels, te gaan hoor. Met die verskille moet ons steeds aanhou om vir ander om te gee. Kom ons maak
kom ons maak die vraag 'n bietjie meer wyd. Hoe kan ons as geloofsfamilie meer omgee vir ander wys? Hoe kan ons môre uitgaan en sê, vanaand het ons geleer, ons moet omgee vir ander, ons as gelowiges, as kinders van die Here gaan dit nou doen. Hoe gaan ons dit doen? Sê julle vir my. Met barmhartigheid? Nee, ek soek dit meer prakties as net dit. Wat beteken barmhartigheid prakties? Julle weet ek is nou voor. Omgee. Goed. Wat nog? Deel, hoe deel oom? Met wat jy het. Goed, deel met wat jy het. Goed, wat nog? Om vir iemand te gaan vra, is daar iets wat jy vir hulle kan doen? Om te luister na dit wat iemand sê. Nie net, julle weet mos hoe groet ons mekaar. Hallo, hoe gaan dit net 'n lekker dag hier hoor? Ek het baie. Intussen het jy al 3 pryse langs die rak gekyk. Julle vrouens weet waarvan ek praat. Om te luister. Goed, hoe kan ons nog vir ander wys ons gee? Ons het nou 4 goed, ten minste nog 1. Kom julle, dink. Om te sien as iemand swaar kry. Om daar te wees as iemand swaar kry. Skus Tannie? Om kontak te maak. Om regtig om te gee om kontak te maak. God vra van ons, waar is jou broer en jou suster? Dit beteken ons moet gaan kyk, waar is jou broer en jou suster? God vra nie vir jou, wat het jou broer en jou suster teen jou gedoen nie, hy vra vir jou, waar is jou broer en jou suster? En ons moet gaan omgee, daar waar ons is. Vanaand wil ek geleentheid gee vir gebed. Ons gee nie altyd soveel om soos wat ons moet nie. Dit moet ons eerlik vir mekaar sê. Ons kan meer moeite doen, ons kan meer omgee, ons kan meer barmhartigheid wys. Ons kan meer saam met mekaar sit en sê, maar ek sien jy kry swaar, kan ek vir jou bid, kan ek vir jou iets doen, het jy iets nodig. So vanaand wil ek geleentheid gee dat ons bid hiervoor. Bid dat God ons sal wys waar ons sy liefde kan gaan uitdeel. Bid dat ons al meer sal omgee vir die mense om ons, al is dit moeilik en al maak dit soms seer. Maar dat ons nie sal ophou nie, dat ons verantwoordelikheid sal opneem en werklik sal omgee vir ander. Ek gaan nou geleentheid gee, jy is welkom om hardop te bid. Maar ons dan ook vir die Here vra, maak ons meer barmhartigheid en omgee teenoor ander. Ek gaan so 'n paar oomblikke gee, so kom ons raak stil, dan bid ons. Ons Vader wat in die hemel is, dis voor U wat ons kom neerbuig as ons groot skepper. Hierdie Jezus
Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Vader, laat U koninkryk kom. Vader, dankie dat ons die voorreg het om by mekaar te wees. Vader, om saam te bid, om saam in ons harte te kom vra, maar Here, geef ons wysheid, geef ons insig. Vader, ons is in 'n gemeenskap waar daar seer is. Mense wat verwerp voel, wat alleen voel, mense wat hartseer is, wat nagte deur huil. Vader, mense wat nie die lig sien nie, wat nie die uitweg sien nie. Mense wat so gespanne is dat hulle sukkel om uit die bed uit op te staan. Vader, ons is in 'n gemeenskap met soveel seer. En ons moet bely dat as U vir ons vra, waar is jou broer en jou suster? Dan weet ons nie altyd nie. Vader, leer ons as kinders van U om te gee. Vader, leer ons as U kinders om met wysheid op te tree in situasies waar almal verskil, waar ons almal se behoeftes anders is. Laat ons dit so sal hanteer dat hulle sal sê, maar as daai 'n kind van die Here is, wil ek ook een wees. Ek wil saam met hulle dien, saam met hulle loof, saam met hulle prys. Vader, vergewe ons waar ons nie meer omgee vir ons familie nie. Vergewe ons waar ons hard geword het teenoor mense wat ons seer maak. Vader, vergewe ons waar ons hard geword het teen mense wat ons voel nie reg optree nie, wat in die samelewing se oë nutteloos is. Vader, leer ons om met omgee te leef, met liefde te leef. Vader, 'n liefde wat 'n vrou wat met oorspel gevang word, sal opstaan en sê, maar ek gee jou nog 'n kans. Vader, 'n liefde wat sê, ten spyte van dit wat jy in die verlede gedoen het, kom ons loop 'n pad. Vader, leer ons om te gee, soos U van ons vra. Vader, leer ons om ander raak te sien. Leer ons om te luister na mense om ons. Leer ons om te hoor as hulle swaar kry, as hulle worstel. Vader, leer ons om met 'n sagtheid daai struggles van ander te hanteer. Dat hulle dit nie as veroordeling dan sal ervaar nie, maar as omgee, as barmhartigheid. Vader, leer ons wat belangrik is. Ons het U nodig in die lewe, ons kan nie sonder U nie. Vader, ons self kan nie sonder die omgee, sonder die genade nie. En daarom kom pleit ons dat U vir ons daai genade ook vir ander sal leer. Dankie dat ons kan weet U los ons nie. Dankie dat ons kan weet U sien ons hart raak. Vader, baie keer is ons teleurgesteld dat U ons hart kan raak sien. Vader, leer ons om met wysheid en insig op te tree. Leer ons om met U genade ander raak te sien. En Vader, waar ons môre gaan wees, wys vir ons waar ons meer liefde moet gee, meer liefde moet uitleef. Vader, waar ons vir ander 'n kans moet gee. Of baie keer net moet gaan sit en gaan luister. Here, ons het U nodig. Leer ons om verantwoordelikheid te aanvaar vir ons geloofsfamilie. Leer ons om verantwoordelikheid te aanvaar vir ons eie familie. En Vader, as daar dinge is wat moeilik is, Vader, gee ons die insig om dit ook reg te hanteer. Ons pleit vanaand by U vir genade. Ons pleit by U vir 'n dorp waarin liefde sal oorheers. 'n Dorp waar daar nie haat en vloek
jaloesie sal wees nie, maar 'n dorp waar daar samewerking, eensgesindheid, opbouendheid sal wees. Vader, ons het U nodig en daarom vra ons dit. Vader, laat U wil geskied in ons lewens en leer ons daar waar ons moet groei. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U die Verlosser, die Skepper, die Gees in ons is. Amen. Ons gaan vanaand afsluit met 'n lied wat juis praat oor daar waar ons ander met liefde moet bedien. Lied 284 gaan ons staande as slotlied sing, waar ons dan ook sê, laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U. 'n Gebed tot God vir 'n lewe van vrede en liefde. Kom ons staan, dan sing ons al 3 die verse saam. Uitgaan in die Gees ervaar. Die Gees woon binne jou. Die Gees werk deur jou. Die Gees is altyd by jou. Die Gees gee jou krag. Die Gees gee jou woorde. Die Gees gee jou wysheid. Die Almagtige Vader, die Seun en die Heilige Gees sal altyd by u wees en bly. Amen. Welkom om in die saal lekker saam te gaan eet en verder te kuier en dan sien ek u môre aand weer.